Hartlike goeiemôre, good morning. Ja, ons hoop julle is gereed om nog 'n heerlike oggend saam met ons en 'n hele paar interessante gaste te spandeer. Praat jou, Els, ons het 'n lekker propvol program. Maar gaan dit goed met jou? Uitgerus, uitgespaar? Ja, wat? Die naweek wink. Kyk, dis baie goeie nuus. Ek gaan net rus. Net rus. Ja, Jy dis ook wat, seker, maar dis wat jy alhoewel- altyd sê. Ja, maar jy is mos maar lief daarvoor om heeltyd sosiaal te verkeer. Ja, ek hou myself bietjie besig, maar ek meen, jy's ook een wat altyd sê jy gaan rus en dan maandag dan hoor ons net weer, ek was tot hier laat toe so besig en ek kon nie slaap nie en is hierdie kant toe en is daai kant toe en is liefdesbriefies heen en weer. Nee, wat? Kom ons hou by die feite, nee. Is nou nie nodig om storieetjies op te maak nie, maar ek wil wel vir jou sê, pragtige blazer wat jy Ja, vanoggend aan het. kyk wat doen die blazer. Sjoe, Kyk net dit wat doen hy. iets vir jou, hoor. Ons kuier vandag weer lekker by die veearts. Mos vier hulle 7de bestaanjaar. Die uitvoerende hoof Rudolf van der Westhuizen vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wêreldklas tennis keer ook terug met 'n splinternuwe Rise Arena Open. En John Lafney die Jager deel met ons meer oor hierdie groot toernooi. En dan, inderdaad, kyk wat doen 'n blazer. Kyk net wat doen 'n blazer. Ons gaan bietjie met die dame daar agter gesels, Luzanne Forshey, oftewel the Farming Blonde. Nadat haar video ook viral gegaan het en die hele land aan die praat het. En dan 'n hoogtepunt vir my kollega Nadine. Kom kuier in die ateljee. Ek is so opgewonde want weet jy wat, ons deel iets eksklusief. Is dit? Ek gaan nie nou al verklap wat dit is nie, maar maak seker jy bly ingeskakel. Kan nie wag nie. Ek kan net nie wag nie. Nou ja, toe. Ek kan graag dan die eerste storie deel vanmôre. Asseblief. Ek wil dit graag doen. Ja, solank daai brilletjie net daar is. Ja, as die brilletjie op is dan saam met weet die jy. blazer. Daar sien. Nou ja, 'n fascinerende video op die TikTok blad. Clarence Dinos het onlangs die aandag van natuurliefhebbers en wetenskaplikes wêreldwyd getrek. Dr. Gideon Groenewald wys in die video hoe 'n oeroue fossielskedel as gevolg van die vreeslike reën na miljoene jare deur die eenvoudige erosiesloot in die Vrystaat blootgelê is. Hierdie ontdekking bring 'n merkwaardige paradoks na vore. Vir paleontoloë is water tergelykertyd 'n bondgenoot en vyand. Terwyl reën en erosie die aarde se skatkis oopmaak en fossiele wat vir eeue versteek was ontbloot, is dieselfde elemente ook besig om hierdie brose oorblyfsels te verweer. Kom ons hoor wat Dr. Gideon Groenewald gesê het. Vanoggend het ons nou weer 'n spesiale ding hier in die Vrystaat waar die reën van die afgelope 2 weke 'n klomp nuwe goed oopspoel. Hier sit ons met een van die grootste skedels wat ek nog gesien het in hierdie omgewing. En hier is sy een groot tand wat uitsteek. Dit is soos 'n olifant se tand wat dan daar sit. En hier het die ander tand afgebreek. Kan julle daar sien, is die ander tand. So dit is 'n baie langwerpige skedel met 2 prominente tande wat so uitsteek. Daar's geen ander tande in die kop, wat beteken dat ons sit heel moontlik dan met of 'n Lystrosaurus of een van die groot Dicynodonts uit die Daptocephalus sone. Nou, Baie interessant, nee, ek moet sê, ek sien nog gedink is een van 'n rotsformasie of 'n ding, wys jy nou net. Selfs ek. Ja. Maar is dit nie vir jou interessant om te sien hoe gewild of hoe daar soveel mense is wat steeds belangstel Baie. in iets soos dinosourusse nie? Dit Ek is nogal verbaas baie, daaroor. moet is ek sê. eintlik verblydend om te kan weet daar's mense wat konstant gaan soek vir dit. Maar nou ja, En ek weet nou onlangs in Thailand ook is die grootste dinosaurus daar ook ontdek. Regtig? Ja, word nou uitgestal in 'n museum ook. en dit is jy gedink het hulle nou al alles gesien, alles al half ontdek en goed dan. Kom daar weer 'n ligte bytjie reën soos onlangs in Suid-Afrika. Kies in die tong sê ek. 'n Ligte bytjie, ja, sê jy. Tong in die kies. Het ek nog gesê kies in die tong. Goeiemôre, dis alles die blazer se skuld. Kyk net wat doen die blazer. Vertel. Nee, daar's niks in, we gaan skare maak vanmôre nie. Goed, ek het ook 'n interessante brokkie wat ek wil deel. Terwyl die wêreld se oë op die 2026 sokker wêreldbeker gefokus is daar 'n span wetenskaplikes in die VSA, Kanada en Mexiko wat reeds jare lank aan die perfekte speeloppervlak skaaf. Nou na die kritiek oor velde tydens verlede jaar se Copa America het FIFA besluit dat slegs die heel beste goed genoeg vir die wêreld se beste spelers is. Die uitdaging is egter enorm,
Baie van die reuse stadions is met kunsgras vir die sogenaamde American football ontwerp. Pieter sal nou meer daarvan weet. Of is binnenshuise arenas waar natuurlike sonlig nooit die grond bereik nie. Nou om hierdie groen woestyne in wêreldklasvelde te verander, moes navorsers elke fyn detail ontleed. En hier is nou 'n hele paar faktore wat 'n rol speel, naamlik die presiese lengte van die gras en hoe die bal daarop hop en rol, hoe stewels op die oppervlak reageer om beserings so ver moontlik te voorkom, die gebruik van spesiale LED-ligte om die gras binnenshuis aan die lewe te hou. Die keuse van gras is ook selfs 'n kuns. En ek sien in Miami word Thai Bermuda gras ingespan, terwyl koeler gebiede 'n mengsel van ander grasse dan nou gebruik of inspan. Maar jou Kentucky bluegrass en daai tipe goed. Ja, en raaigras blykbaar, dit is vir my nogal 'n nuwe een. Nog nooit daarvan gehoor nie. Daar is selfs plastiekvesels in die natuurlike gras ingeweef om dit ekstra sterkte en stabiliteit te gee. Miljoene vierkante meter gras word in verkoelde vragmotors na die stadions gejaag en 10 dae voor 'n wedstryd dan nou geïnstalleer. Binne die stadions word die gras onder 'n gloed van pink LED-ligte gevoer om dit in 'n top toestand te hou. Op hierdie vlak kan 'n paar millimeter die verskil tussen 'n wedstryd wat traag voel en een waar die bal blitsvinnig en glad oor die veld gly wees. Wil jy nou meer? Ooit in jou lewe gedink dat daar soveel wetenskap agter die grasvelde van 'n sokkerwedstryd sou wees? Ek het dit nooit besef nie, maar dit maak sin as 'n mens nou so terugdink aan my skool daar destyds, jy weet, om momentum en so aan te bepaal. So ja, die oppervlak wat 'n baie groot rol speel, maar ek het nie gedink dat dit so tegnies kan raak. Ja. Jy weet, met betrekking tot die soort gras nie. Ons weet die wetenskap agter die cricket pitches gewoonlik, nê, van hoe hy nou gedokter word en mooi na omgesien word. Maar nog nooit het ek gedink 'n sokkerveld nie. Ek het ook al gesien as hulle die rugbyvelde oordoen, maar ek meen obviously met die los scrums en al daai goeters is daar baie meer trapplek en vas trapplek. Ek dink 'n arme sokkerveld met al hierdie nadat hulle hom so gedokter en dopgehou het, gaan nie 'n halfuur hou met 'n rugbywedstryd nie. Waarskynlik nie. En die ander ding is, dis ook vir my interessant om te sien hoe opgewonde mense oor die wêreldbeker is. Soveel so dat daar nou al truitjies vir hondjies is en so aan. So daar's goeie gees oor see, veral in die oorseese lande. Maar ons gaan dit definitief ook met 'n valkoog dop. Ek hou van sokker. Dit is my 'n mooi netjiese sport. Dit is 'n baie lekker sport, maar ek sukkel om dit te verstaan, die reëls en die dinge. Ek sal maar net weer moet gaan stil sit saam met 'n kenner soos Arnold. Ja. Net so 'n bietjie, ek dink na die tweede wedstryd behoort ek bietjie meer 'n idee te hê. Dit was amper soos wat ek van American football glad niks verstaan het tot ek vir Amerikaners sê, "Hoekom sit jy hier langs my? Jy verduidelik vir my." Nou kan jy weer vir my verduidelik. Ja. Ek wil meer daarvan ook weet. Dit was lank terug, maar ek sal vir jou verduidelik. Goeiemôre, good morning. Dis waar jy wil wees. Lekker saam met my en Elsa vanmôre 'n propvol program. So sorg dat jy net nie weggaan nie. Kry vir jou 'n lekker koppie koffie as dit die eerste een is. Maak seker hy's ook lekker vars. Andersins sit terug en ontspan vir die volgende ure wat net hier saam met ons by Goeiemôre, good morning. Ons gaan nog baie gesels. Mos verjaar. Ons het 'n nuwe tennistoernooi en kyk wat doen die Blazer. Kyk wat doen die Blazer. Kyk. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons het vandag weer kom inloer vir 'n paar wenke hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ek gesels vandag met Dr. Santi oor die senior pasiënte, oftewel ons ouer troeteldiertjies soos wat sy dit stel. Baie dankie dat ons weer hier kan wees. Dit is altyd lekker om julle hier te hê. So wanneer word ons troeteldiere as senior beskou? Dit hang baie af van hulle grootte en ook die spesies. Soos katte en klein hondjies word senior beskou hier rondom 8 tot 10 jaar. As ons kyk na ons groter rashonde, dan is hulle alreeds senior hier van 6 tot 8 jaar. Reuse rasse, soos die Groot Deense hond, hulle kan selfs al 5 jaar beskou word as senior. Is daar enige raad wat jy miskien met ons kan deel van dit wat eienaars by die huis kan doen om hulle ouer troeteldiere te help? Jy kan eenvoudige goedjies doen wat daar in daai kategorie val. Jy kan met jou hond buite in die tuin gaan stap. Jy kan jou kat gereeld vryf. Dan kan jy natuurlik aanklop by jou veearts, jou lokale veearts of ook jou veterinêre fisioterapeut om al die triks te leer hoe om jou ouer troeteldier te help. Die ander ding wat ons in ag moet neem is hulle omgewing. Hulle moenie op gladde vloere gly nie en hulle moenie van trappe afval nie, veral as hulle 'n worshond is nie. So hoe gereeld moet 'n troeteldier-eienaar die veearts met hulle senior pasiënt besoek en wat kan 'n mens oor die algemeen van so 'n roetine-ondersoek verwag? Ons verwag om ons senior troeteldiere so elke 6 maande te sien, Elsa. As die diertjie inkom, gaan ons hulle weeg om te kyk en die veearts gaan ook natuurlik kyk hoe beweeg hulle soos hulle in die konsultasiekamer inkom. En ons gaan kyk na hulle liggaamskondisie, is hulle miskien 'n bietjie oorgewig of is daar dalk te min spiermassa vir al ons ouer katte. En as ons voel na ondersoek, na ons na die hartjie geluister het en die mondjie gekyk het, dan gaan ons dalk bloedtoetse doen om verder te bepaal werk die orgaantjies nog soos wat hulle moet. Wel, dit klink vir my baie deeglik. So is daar miskien rooi vlae waarvoor eienaars by die huis op die uitkyk moet wees en hoe weet 'n mens dan wanneer daai troeteldier veterinêre hulp nodig het? Ek sê altyd, eienaars ken hulle honde die beste. Maar wanneer dit 'n noodgeval is, dan moet ons vinnig spring. Dinge soos wanneer die hondjie of die katjie sukkel om asem te haal, as hulle asma byvoorbeeld het, wanneer die tandvleise blou of bleek is, as daar natuurlik oormatige bloeding is en as hulle nie kan opstaan nie. Al daai goeters is ernstige rooi vlae wat ons vinnig aan moet aandag gee en vinnig by die veearts moet uitkom. Ons weet presies waar is hulle baseline, om dit so te noem. As hulle van daai baseline afwyk, so skielik meer water drink. Soos ek sê, die eienaar ken die diertjie die beste. So wanneer weet ons dit is nou tyd om te groet en kan jy dalk 'n bietjie meer uitbrei rakende daai moeilike tyd wat dan voorlê? Elsa, dit is een van my moeilikste dinge wat ek al ooit moes doen as 'n veearts. So hierdie onderwerp lê my baie na aan die hart. Wat ek dink mens kan verwag as jy veearts toe gaan, is dat hulle jou al die inligting gaan gee. Hulle gaan 'n ondersoekie doen en hulle gaan eerlikwaar vir jou sê, ons kan nog hierdie en hierdie doen om die pasiënt gemaklik te maak of nee. Ons sien dat die goeie dae is minder as al die slegte dae en daar is nie meer lewenskwaliteit nie. Asseblief, ek sien dit baie, moenie te hard op jouself wees nie. Jy het gedoen wat jy gedink die beste is. Ja, want ek dink mense wonder altyd of daar nog iets is wat hulle moontlik kon doen. Maar dis juist waarom die veearts se leiding so belangrik is in daai proses. Absoluut. Dr. Santi, baie dankie en ek is seker of van wanneer die kykers wel daai leiding nodig het,
sal hulle hier kom aanklop. Dis 'n groot plesier. Besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Altyd lekker om 'n draai by die veearts te maak en Mos het vandag opwindende nuus. Hulle het Mos altyd opwindende nuus. En veral ook vandag vir die Hartenbos en Mosselbaai gemeenskap, maar voor ons daarby uitkom, hulle vier vanjaar ook hulle 7de bestaanjaar en het tot 16 skole reg oor Suid-Afrika gegroei. Kan jy dit glo? Is ook 'n aanlyn tuiskool en Mos wêreldwyd met meer as 2200 leerders landwyd. Uitvoerende hoof Rudolf van der Westhuizen is hier om ons meer te vertel. Rudolf, goeiemôre en eerstens baie geluk. Dankie Pieter, dis lekker om hier te wees. Het jy nou ooit gedink 7 jaar terug, dis waar jy 7 jaar van toe af sou wees vandag? Nee, as ek 7 jaar terug nou moet gaan, dan het hierdie soos 'n berg voor my gelê en ek het nie gedroom om te wees waar ons vandag is nie. So ek's baie tevrede met ons vordering in die laaste 7 jaar. Hoorie, dis fantastiese nuus en vir mense wat nog nie heeltemal regtig weet en die kloutjie by die oor al gekry het nie, net vinnig, wat is julle mandaat en hoekom bestaan Mos? Ja, die Trust vir Afrikaanse Onderwys het so 8 jaar terug besluit dit is nodig om ook 'n privaat Afrikaanse groep skole te skep en hulle het ons in die lewe geroep en met 'n mandaat om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou reg oor die land en dit is vir alle mense wat in Afrikaans wil leer. So ja, ons het daai mandaat aangevat en 7 jaar al gewoeker daaraan. Dis fantastiese nuus man en ek weet ek het nou net vinnig genoem Hartenbos en so aan. Vertel vir my 'n bietjie waar kom die twee nou bymekaar? Ja, so ons nuutste skool sal DV Januarie 2027 oopmaak in Hartenbos in die Hartland Estate. So ons het hande gevat met Doxa Deo Education en met Hartenbos of Hartland Estate om daar 'n skool te vestig. Dit sal ons 16de skool dan offisieel wees in Januarie. Dis fantasties man, die Hartland Akademie gaan hy wees. Hartland Akademie, korrek, ja. En die ouens het seker vinnig ook gesê man, ons wil graag saam met julle die ding doen en voortbou op dit wat julle nou al as Mos reg gekry het. Ja, ek dink die gemeenskap daar is reg vir dit. Ons het 'n bietjie ons navorsing natuurlik gedoen oor waar is die volgende een in die Suid-Kaap en daai Mosselbaai omgewing het ons studies vir ons gewys daar's omtrent 5000 kinders wat in daai omgewing bly wat nie 'n stoel het in 'n bestaande skool nie. So hulle moet uit die dorp uitry, selfs so ver as Bloemfontein, party van hulle om by 'n skool uit te kom. So daar's definitief die grootste behoefte tans in Suid-Afrika. So dit het net vir ons sin gemaak om in daai omgewing 'n skool te plaas en Hartland Estate het so goed met ons hande gevat om nie net die estate te verbeter nie, maar ook die groeiende gemeenskap. Dit is so lekker om te weet, ek dink die gemeenskap was ook net so opgewonde, soos wat jy sê. Ek meen, is een ding as jy weet, die estate'se goeders is opgewonde om te help en 'n Doxa hier en so, maar die gemeenskap is seker super opgewonde. Gaan seker ook net genoeg plek hê vir almal. Wel, ons begin, soos alle skole begin jy maar in fases, so ons begin met plek vir 70 kinders volgende jaar, so dis beperkte plek. Ons het reeds bekendstellingsveldtog gehou waar ons vir mense sê dui aan of jy belangstel en ons het al oor die 850 belangstellings gekry. So ons is baie opgewonde daaroor en ons inskrywings maak 1 Junie oop vir 2027. Hierdie belangstellingsveldtog het ons so 'n bietjie meer inligting gegee oor hoeveel kinders en watse grade belangstel. So op hierdie stadium lyk die data dat 'n grondslagfase of 'n kleuter en grondslagfase die regte begin is vir daardie skool en om dan later te kan groei na graad 7 en selfs so ver as matriek toe. Jy sien, dis die droom wat ons almal saam met julle het, om saam met jou te deel in daai visie, dat 'n ou daarom regtig wil van voorskool tot klaar met skool die ding te kan doen. Kan ouers, jy het gesê hulle kan reeds hulle kinders inskryf van 1 Junie af, maar ek dink hulle kan tans ingaan in belangstelling wys op ons webwerf hartlandakademie.co.za en dit sal as iemand van ons bekwame span jou kontak en met jou reël om in te skryf van Junie af. Maar as jy eers wil wag tot Junie, kan jy Junie sommer direk inskryf. Soos wat jy kinders kan kry wat hulle hande gaan opsteek om deel te wees van hierdie skool, het jy ook seker onderwysers wat graag wil deel wees daarvan. Ja, ek kan vir jou sê vandat ons 3 jaar terug gesê het ons wil daar vestig,
het ons al oor die 300 aansoeke gekry vir werk. So ons spot altyd en sê as ons vir elke onderwyser wat daar wil werk 'n kind kan kry, dan gaan ons skool vinnig vol word. Ek wil net sê ek sal ook die onderwys oorweeg as ek in Hartebos kan gaan Ja, skool nee, hou. kyk. Hoor en wat beplan julle nog vir ek meen die volgende 7 jaar of wat voor lê? Ek dink as jy vat wat julle ook reg gekry het in hierdie tyd net om weer vinnig mee af te sluit. Ja, ons volgende onmiddellike doel is om so in die volgende 2 jaar eintlik te verdubbel in leerlinggetalle. So al 16 van ons skole het kapasiteit tot groei. So ons wil groei in ons bestaande skole en dan wil ons ook uitbrei. Ons aanlyn tuiskooldiens brei daagliks uit en ek kry baie die vraag, moet ek wag tot volgende kwartaal om in te skryf? En die antwoord is nee, jy kan enige dag inskryf in die jaar en deel word daarvan. Net weer vinnig, waar kry ou die inligting? So ons hoofwebblad is mos.co.za en dan spesifiek vir Hartland Akademie, hartlandakademie.co.za. Daar het jy dit, Rudolf van Mos, en dit is nou goeie en opwindende nuus. Kyk gerus uit daarvoor in Hartenbos. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As jy nou net aangeskakel het, goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Wêreldklas tennis keer met die splinternuwe Rise Arena Ope, 'n amptelike ATP Challenger 50 toernooi wat van 24 tot 31 Mei by die Arena Buiteklub plaasvind, terug na Suid-Afrika. JL of John Lafney, die jager, stigter van die toernooi en 'n lid van die Grand Slam Final 8 Club is hier by ons, lekker om saam met ons te hê. JL, welkom terug. Dankie, Annie. Jy kan maar net sowel begin tent hier opslaan by ons. Is lekker om jou te hê want voor ons daarby kom, voor ons praat oor Rise Arena, ek moet jou daarom net vra oor jou tripie na Amerika toe verlede week. Jy het so 'n bietjie tyd saam spandeer met 'n paar ouens wat 'n paar dollar verdien. Vertel gou vir ons 'n paar van ons het so, dis eintlik so, hulle noem dit 'n summer camp for grown-ups. So is 'n paar so 50 besigheidsouens wat top besigheidsouens oor die wêreld, insluitende Bill Gates. Ja, en baie van sy vriende en mense en ons speel 'n bietjie tennis saam met hulle. So baie was ongelooflike voorreg en ja, lekker om al daai mense te leer ken. As jy een ding uit daai uitgeleer het verlede week, wat sou dit gewees het? My vrou vir altyd vir my, en ek sê vir hulle, die feit dat daai ouens ken almal op die perseel, groet hulle eerste, noem hulle op hulle name, al die waiters, al die mense wat daar werk, en dit het my regtig baie beïndruk van hulle. Dis pragtig. Kom ons gesels oor Rise Arena. Eerstens, ons het van tevore daaroor gepraat, maar vertel net vir ons kykers waar die idee vandaan gekom en hoe gaan dit werk? Kyk, Annie, ek sê altyd, ek het groot geword in 'n era wat ons baie tennistoernooie gehad het, ons het kon oor see getoer het en alles.
En nou het ons nie meer dit nie. So ons het baie junior internasionale toernooie wat nou in Suid-Afrika plaasvind. Dan het ons die hulle noem die ITF Tennis World Tour toernooie. Hierdie is die eerste stappie van die ATP. Die ATP Challengers wat van 50.000 tot 175.000 grootte is en dit is as jy praat van die nommer, dis die totale punte wat jy kan in prysgeld wat jy het. Dan gaan jy in die ATP Tour in wat die 250s is tot by die 1000. So hierdie is die intreeslag. Ons het juist die intreeslag gedoen want ons wil vir ons Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid gee. Ons het Lloyd ongelukkig met sy beserings, weet hy was 42 gewees. Hy moet nou ook Challenger speel. Dan het ons iemand soos 'n Philip Henning, dan die ou se Devin Bardenos wat nou top 10 is in college tennis, Kolomotsi. Jy weet, ons het 9 Suid-Afrikaners wat die geleentheid gaan kry nou om in hierdie toernooi te speel. Dit is 'n groter toernooi, beter kans om punte te kry en ek dink is ongelooflik vir Suid-Afrikaanse mense om hierdie vlak van tennis in Suid-Afrika te kan sien. Ons die nommer 1 speler was al 103 in die wêreld gewees. So hy het al in die Grand Slams gespeel. Daar's 2 van die ouens wat kom speel wat nou by die Franse Ope in die kwalifiserende rondes gespeel het. So dis regtig hoë kwaliteit tennis wat mense hierso in Pretoria kan kom kyk. Hoe moeilik was dit om die ding aan mekaar te slaan? Ja, dis moeilik want jy moet investors kry. Dit gaan oor borge en ek sê jy weet dit is altyd hier is 'n great geleentheid vir borge wat 'n pad wil stap om te bou want ons is besig om tennis weer te bou. Daar's 'n groter prentjie. Begin by die Challengers. Ons wil eindig waar ons die fasiliteit bou in Stellenbosch waar ons weer die SA Ope kan aanbied. So oor 4 jaar het ons 'n lekker plan. Ons wil baie meer toernooie hou, ons wil baie meer geleenthede kry en hopelik kan hierdie die stap wees vir ons topspelers om nader te kom om weer aan die Grand Slams te kan deelneem. As mens kyk na hoe dit alles gebeur het, JL, een van die probleme natuurlik van Suid-Afrika se oogpunt en Suid-Afrika se jong spelers se oogpunt, dit kos 'n fortuin om daar te kom en dan moet jy kwalifiseer as jy in hierdie toernooi wil speel. Wat op sigself, dit vat 2 stelle, dan is jy op pad op 'n vliegtuig huis toe, né? Natuurlik en dit raak so al hoe duurder om te toer. So nou ons wil geleenthede skep vir spelers om hierso te kan speel. Dit is op hoë lugdruk. Oorsese ouens is nie gewoond aan hoë lugdruk nie, so gee vir die Suid-Afrikaners so 'n bietjie van 'n voordeel. Maar ek dink om by die huis te kan speel voor jou mense. Kyk die rugby, die cricket, die sokker, die netbal mense weet hoe dit is om voor die huis te kan se skare te kan speel. So ek dink vir die tennisspelers gaan dit 'n ongelooflike geleentheid wees. Ons is ongelooflik dankbaar vir die mense wat ons al klaar help, ons borge, jy weet, en dan weet Irene Country Club is ongelooflik, jy weet, hulle het uit hulle pad uit gegaan om hierdie ding vir ons moontlik te maak. En ja, ons sien uit en mense moet asseblief kom ondersteun. Daar's regtig wêreldgehalte spelers wat kom speel hierso en hulle moet maar net na ons sosiale media's toe gaan by Rise Open en kaartjies koop. Dis baie bekostigbaar. Dis 2 weke van tennis, so ja, bring die gesin, bring die kinders en kom kyk. Kaartjies begin by R75 het jy gesê. Ja, dis die duurste kaartjies R75. So waar gaan jy dit deesdae kry vir 'n internasionale sport toernooi van hierdie tipe van formaat? Jy gaan dit nie kry nie, né? Jy gaan dit nie kry nie en dan soos ek sê, jy gaan die geleentheid kry om vir 'n Philip Henning te sien en 'n Kolomotsi en 'n Devin Bardenos wat op hierdie stadium met baie goed doen. Jy weet Devin is nou hy 10de geëindig op die college ranglysposisie. Dit gee hom die geleentheid nou om vir 10 toernooie wildcards te kry oor see, wat ongelooflik is. En vir ons, die college is eintlik maar hulle sê die pathway vir tennisspelers deesdae, omdat maar net so duur is. Jy praat van die loslootjies of die wildcards, wat het tot dusver daarmee gebeur? So die hooftrekking se wildcards is Devin Bardenos. Dit is Connor van Schalkwyk, hy is die nommer 1 speler van Namibië. En dan Kolomotsi, hy speel ook. Hulle al 3 speel. Devin en Connor speel vir Baylor Universiteit en Kolo speel vir Texas A&M. So die college ouens doen baie goed en ons wil graag vir hulle ook 'n geleentheid gee nou om hulle wêreldranglysposisie op te kry. Ek wil jou graag vra, ek dink jy het seker die era net gemis waar ons groot toernooie in Suid-Afrika gehad het, waar jy oorsee gespeel het. Wat dink jy is die persentasie wat jy bykry as vir jou tuiskare speel? Nee, definitief. Kyk, daar is spelers wat sukkel daarmee met die druk om te voel hy moet goed doen. En dan kry jy spelers wat ongelooflik is. Ek sê altyd 'n speler soos Isak van der Merwe, 'n Riek de Vos van hulle Davis Cup gespeel het hulle baie beter gespeel voor hulle tuiskare as wat hulle op die toer gespeel het. Ek het altyd vir hulle gesê as jy elke week aan Davis Cup speel, was jy altyd top 50 gewees. So jy blom met ander woorde onder daai druk. Ja. Hoe hanteer mens dit? Want jy seker daardeur, nie waar nie? Ja, kyk, ek dink ons se druk kom van binnekant af, druk kom nie van buitekant af nie. So as jy elke dag oefen, ek glo jou habits wat jy elke dag inoefen is wat gebeur, maak nie saak of dit 'n belangrike wedstryd is of 'n nie 'n belangrike wedstryd is nie. Jy dieselfde habits. Mense praat altyd van ouens they show up when the lights are on. So my vraag is, where are you when the lights are not on? So die wêreldklas mense, Michael Jordan Downs, hulle het elke keer opgedaag
want dis die habits wat jy create elke dag wanneer jy oefen, wat bepaal onder druk op watter vlak jy kan speel. Tel, waar sal jy graag oor 5 jaar wil wees as jy nou terugkyk na wat nou op die oomblik aan gebeur is met Rise Arini en waar sal jy dit oor 5 jaar wil hê? Nee, ons wil definitief, ons wil die Suid-Afrikaanse Ope weer aanbied, 'n groot toernooi aanbied. So ons wil groei. So die plan is hierdie gaan 52.000 wees. Dan die einde Julie, eerste week in Augustus het ons 'n 50.000 en dan 'n 75. Weer by Arini. Weer by Arini en dan volgende jaar die eerste 2 is 50s en dan die tweede blok wil ons groei. So volgende jaar hoop ons kan 'n 75 en 'n 100 hou en dan jaar 3 die 125 en dan in jaar 4 wanneer die fasiliteit klaar is in Stellenbosch, dan kan ons weer die SA Ope daar aanbied. Kan nie wag daarvoor nie. Wie onder jou siening is die gunstelinge? Majat wat die eerste gekeerde is, hy moet die eerste gekeer wees, maar ek dink dit gaan interessant wees om te sien hoe die Suid-Afrikaners doen, want die Suid-Afrikaners Philip, Kolo, Devin, die vlak wat hulle speel nou waar jy al op 'n semifinale en 'n finaal van hierdie challengers kan wees. Omdat dit 'n hoë lugdruk is, dink ek hulle gaan bietjie van 'n voordeel hê. Ek sien baie uit om te sien wat Devin gaan doen. Hy het 'n baie groot dien. Philip het al Davis Cup gespeel in Suid-Afrika by Arini, baie goed gedoen. So ek dink onder daai twee, dink ek hoop ek een van hulle gaan deurkom. Ek dink dit gaan goed wees vir ons tennis as 'n Suid-Afrikaner deurkom. Een ding van Kolo Motsi, hy's klein, maar hy's 'n klein fightertjie en ek dink hy's een van daai ouens wat he rise to the occasion wanneer hy voor sy eie mense speel. So ja, as ek sê dit gaan baie goeie tennis wees so en ja, ons sê mense moet kom kyk. Al wat jy nodig het om te doen is Rise Arini op die socials. Rise Open, nee, gaan net na Rise Open toe op al die sosiale media en daar kan jy jou kaartjies kry. Jael, baie trots op jou. Ek weet hierdie gaan goed wees vir sport in Suid-Afrika. Weer eens baie dankie vir jou tyd. Dankie Annie. Ja, vra jouself af, wanneer het jy laas 'n skoolblazer gedra? Ja, dis wat ons volgende oor gesels, want ons wil graag weet, wat doen 'n blazer? Ons gaan uitvind, net hier op Goeiemôre, Good Morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kyk gou wat doen 'n blazer. Kyk wat doen 'n blazer. Kyk. Kyk ek gou wat doen 'n blazer. Kyk. Hierdie is kyk dit gou met 'n lekker goue tekkie. Kyk wat doen die blazer. Hy steek alles weg. 2 looks in one. Kyk dit gou. Kyk gou Eloise se vorige video, nê, waar jy haar kurwes kan sien. Kyk wat doen 'n blazer. Hy steek nou net weg. Kyk wat sy wil weggesteek het. Kyk gou. Draai om.
So, staan aan die kant. Vat weg jou hande. Dit is wat 'n blazer doen. Kan julle sien? Where's her stomach? It's gone! Tummy tuck, no more. Blazer. Okay, kan julle sien? Skuif 'n bietjie terug. Okay, so kan julle sien dat die blazer bring slankheid. It brings slank. Nie lank nie, slank, okay? En dan obviously wie's bang hier, kat? Wie's bang? Kyk gou daar, okay? En dan it hides everything you want to hide. Kan julle dit sien? Sê vir my julle sien dit. Okay, boy. As jy nie die afgelope week kyk wat in 'n blazer gehoor of gesien het soos nou nie, was jou foon sekerlik af. Die vrou wat die hele Suid-Afrika aan die gesels het oor die blazer koers is vandag hier by ons by Goeiemôre, good morning, Luzaan Forshey, beter bekend natuurlik ook as die Flaming Blond. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Farming Blond, sorry. Flaming farming, jy weet ek het daai flaming. Ek het die land aan die brand, so ons ek verstaan wat jy bedoel. Okay, wel, maar dis alles wat die blazer vandag doen, Luzaan. Hoe voel jy met jou blazer? Nee, kyk wat steek ek weg. Kyk net. Het jy gesien? Kyk. Maar jy lyk vir my so confident. Ek voel confident, baie lekker. Geen meer tummy tuck nodig nie. Dit kan nou net uithaal. The stomach is gone. As jy net so terugkyk, ek sien jy het lekker gegiggel oor hierdie video. Het jy gedink dit is die reaksie wat jy ooit sou kry? Nooit. Ek het tot nou die maandag aand die eerste keer die video gaan kyk en ek het gegillag. Dit was vir my so snaaks want ek het besef ek dra nie eers 'n goue tekkie nie. Soos was die goue tekkie, hy's nie daar nie. En het enige iemand van jou vriendinne of so dalk toe hom nou geplaas het die video goed gesê, hoorie, het jy dit gesien of ons hou daarvan of ja, jy praat tog al waarheid of wat het jy gedink toe jy die video opgesit het? Ek weet ek het duidelik nie gedink nie, want ek het my eie klere reeks en dit was een van my eerste items wat ek gepost het en ek het net gedink soos, okay, ons maak 'n video, ons gaan dit nou maar net bietjie natural doen, ons nou maar eerste week en kyk hoe gaan dit en toe ek die volgende oggend wakker raak 200,000 views, wat gaan hier aan? En ek soos, kyk wat doen 'n blazer, ek soos, ekskuus, soos wat gaan hier aan en toe is dit net soos, ja, en ek dink as ek 'n video opneem op my sosiale media en op my TikTok of waar ook al, ek praat altyd uit die hart uit, so daar is iets uit daardie storie wat jy wel sal hoor. En jy is maar net wie jy is, die plaasmeisie wat die mense leer ken het op die sosiale media. Verseker, ja. Hoe was daai skuif van jou van plaasmeisie tot voor die kameras en ek meen nou is dit hierdie viral video van jou? Wel ek het hard gewerk. Ek het 7 jaar gebou aan Farming Blondie. So dit nie oornag gebeur nie. Boer is hard self, maar om van plaas jou hele lewe stad toe te kom, groot stad, dit is nogal 'n aanpassing. Maar I made a lot of mistakes, maar ek het dit gemaak werk en ek probeer nog steeds. Farming Blond, 7 jaar al aan die gang. Ja, 7 jaar. En wat was die aanslag nog altyd geweest? Ek meen met die klere reekse goeders nou, is dit nou seker hoe die blazer video ook sy buiging gemaak het? So ek moet sê ek het 'n aparte Farming Blondie clothing bladsy op pages op sosiale media. So daar doen ek nou my ou TD's, outfit of the days en so aan. Maar hierdie het ek nou op my privaat enige gepost en ek het dit glad nie verwag nie, soos glad nie. Mense het duidelik geniet wat hulle gesien het daar. Verseker. En die dame die gunsteling persoon goeders wat jy ook daar gebruik het? Dit is 'n beste vriendin van my vir 13 jaar. En ons het altyd van saam en ek wou omdat ek 128 kg was en ek het toe nou my gewig verloor en ek was ook op 'n hele journey in myself en wou ek ook seker maak dat vrouens verstaan my kledereeks is vir elke groot vrou dat hulle gemaklik kan voel daarin. Hoor jy, baie mense het ook die klankgreep gebruik, nê? Jy het dit ook seker gesien en was daar iemand wat jy nou regtig surprise wat jy gedink het, wow, ek sou nooit kon dink dat hulle my klankgreep gebruik nie. Nee, dit is soos oral. Ek sit nie eens my foon die hele tyd is net kyk wat doen 'n blazer. So ja. Splinter nuwe ringtone in Suid-Afrika en dalk ook wêreldwyd. Kyk wat doen 'n blazer. Hoorie, maar daar's ook net die tone en die klankgreep wat hulle daar's ook 'n musiekvideo. Of iemand het 'n KI musiekvideo of 'n musiek om mekaar geslaan, weet jy daarvan? Ja, ek het 'n liedjie mos wat uitgekom het. Ja, hier gaan ons by Mos. Mos was ook nou hier gewees, jy weet. So ja, ek het 'n liedjie wat ons toe iemand vir my aangestuur het en gesê het jy inspireer my al soveel jare. Ek wil graag 'n liedjie doen hierso en ek het toe kontak gemaak
met Arnold Kuleski. Ja. En van daar af toe het sy span my die aand gekontak en toe het sy dinge baie vinnig gebeur. Glad nie verwag nie. Gesê ons release Vrydag, dit is hoe dit gaan werk en hier is jou papierwerk teken en ja, Kan ons so ietsie hoor? Kan ons so ietsie speel? jy kan speel. Kom ons speel, kom ons luister hom. Hier is hy. Kyk wat doen die Blazer. Kyk. Kyk, gou wat doen 'n Blazer. Kyk wat doen 'n Blazer. Okay, kyk net gou wat doen 'n Blazer. Okay. Sy stap in die plek en almal kyk. Blazer los, goue pad, goue tikkies aan die voete. Sy het gisteraand nog 'n hele pizza weggepak, maar vandag sien jy niks, net styl en gemak. Van werk tot later uit, dieselfde stuk klere. Een Blazer, twee heeltemal verskillende vibes. Sy worry nie oor die maag nie, die Blazer steek alles weg wat sy weg wil steek. Kyk, gou wat doen 'n Blazer. En jy sien, net so catchy. Kyk, gou, hy gaan nou die hele dag op my kop vassteek. Eerste liedjie wat ek gehoor het. Maar dis vir die dag. lekker, dis lekker. Hoe betrokke was jy by die opnames? Dit was vir my gestuur en Arnold het alles verder gedoen Fantasties. en toe het ek net die laaste dele gekry en gesê ons release. Jy het die saadjie geplant, jy het die liedjie as ware geïnspireer en geskryf. Ja. Jy sê 'n interessante ding, jy stap nou die dag by Stoetbal in, toe het al die jong mense ook hulle blazers aan. Skoolblazers was my so interessant en hulle is hulle is trots daarop. En die jong kinders veral het nou ken my nou al jare op sosiale media en het ook my storie geluister en 'n paar van my podcasts en goed en ook vir my gesê, ons love Tannie. Dankie dat Tannie so reël en rou is en vir ons wys dat ons kan ons standaarde hoog stel vir ons keuses in die lewe en dit is maar wat ek probeer. Jy sien, it's all about the authenticity en dit is Ja. waar die mense die aanklank vind. Ja. Want soos wat hulle jou ken agter die skerms, is jy ook voor die skerms. Verseker, ek dink mense het moeg geraak vir fake. Mense soek daai ek kan relate met jou. Daar's duisende mense in ons land en vrouens en mans wat seer het. Ons almal het 'n storie, ons almal het seer. So net om daai vulnerability te wys en real en raw te wees. Mense wil dit sien, die egtheid daarin. Ja. Right, so luister, Farming Blondie, soos wat jy hom noem. Ek was nou al van die Flaming Blonde tot die Farming Blondie. Dis okay. Vra om verskoning. Ons mengel som. Noem my maar sommer Kietertjie Poenok for that matter. Waar kan ons jou dop hou? Waar kan ons meer hê en hoe opgewonde is jy vir dit wat voorlê? Ek's baie opgewonde vir wat voorlê met my kledereeks, al die collaborations wat nou op my pad toe kom, groot kontrakte op pad en ja, 'n hele paar dinge wat ons is besig om te launch, my eie parfuum, 'n hele paar dinge. So ek's baie opgewonde vir dit. Al wat ek wil vra is, bring dit, wys dit, deel dit met ons en dan kyk net wat doen die Blazer. Luzaan, baie dankie dat jy vanmôre hier by ons kom inloer het. Baie dankie. Kyk net wat doen die Blazer. Kyk. Ek hoop julle dra julle blazers met trots en met confidence en soos regtig dat dit julle laat voel jy stap in en jy owning it. Kyk, slank, sien jy dit? Slank, stammetjies gone. Slank, stammetjies gone. Goeiemôre, good morning. Ons gesels net hier na met Nadine en Elsa kan nie wag nie. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele.
Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Ons volgende gas se veelsidigheid ken geen grense nie. Nadine is volgens soveel mense ons uitvoerproduk. Nie net sing sy nie, sy is ook entrepreneur, voorblad nooi en Goeiemôre Good Morning se amptelike baie belangrike persoon. Sy is ook 'n rockster. Rock 4 Ladies of Rock is 'n produksie wat binnekort by die Fairtree Atterbury Theater plaasvind en ons vind vanoggend meer uit. En ons deel later iets eksklusief, so bly ingeskakel. Goeiemôre, good morning en welkom terug. Goeiemôre Elsa, dis vir my so lekker om met jou te kuier vanmôre. So daar's twee belangrike goed waarby ons eers met uitkom. Ek wil eers weet, hoe gaan dit met Jackson? Goed dat jy nou vra, wil jy kat hê? Ek is baie lief vir Jackson, maar Jackson het vanmôre 1 uur hy het vir my muis gebring as 'n geskenk, hy het dit net geëet. So hy het 'n midnight snack gehad, was my ontstellend. So ek sal daarmee deel sodra ek hier uitstap. Tom en Jerry in Nadine se huis. Dis verskriklik erg. En hoe gaan dit met ouma? Ouma gaan sy kap aan. Ouma's 88 en going strong. Ons werk weemlik aan 'n pragtige projek wat ek volgende keer by julle bietjie meer oor sal gesels. Okay. Maar ouma operate meer as wat ek doen. En ek is nogal in die gang, so ek is baie lief vir haar. En sy was nou 'n bietjie siekerig soos ons almal maar deur hierdie winterseisoen nou begin gaan. Maar sy dit gaan goed met haar. Sy lyk ook goed. En sy is altyd aan die gang. Ja. Ek dink ons moet nou een of ander tyd 'n kuiertjie reël en ons albei se oumas moet deel wees van daai kuiertjie. Els, nee? Ek en jy gaan nie eers 'n spreekbeurt kry nie, hoor. Ek dink dit gaan baie snaaks wees. Goed, nou jou nuwe rock produksie. Dit is nou al die 4de een. Ja. So ek wil net hê jy moet vir ons vertel, waar het die idee vir hierdie produksie ontstaan en wat presies kan teatergangers verwag wat nou nog nie daar was nie? Kom ek sê vir jou, ek dink baie kunstenaars is almal 'n spesifieke genre waarvan hulle 'n bietjie meer hou as van ander genres. En baie keer sal ek sien sangers hou, veral in Suid-Afrika hou baie van country en dis pragtig maar iets in my hart was nog altyd 'n bietjie meer aan die rock kant. Alles wat uitstaan, groot shoulder pads, groot hare, heavy rock is vir my nog altyd iets wat my hart vinniger laat klop. Love die country ook, maar weet, ek dink daar's die genre van rock is iets wat met my hart praat en is iets wat my opgewonde maak. Ek het as 'n baie klein dogtertjie altyd musiek geluister in die huis en ek het net besluit so 3 jaar gelede ek wil 'n rock show doen. En ek het gedink ek gee nie eens om of daar net 50 mense kom nie. I want to do it. En dit het ek agtergekom hoe baie mense is lief vir rock en nou is dit vir my vreeslik spesiaal dat mense dit half assosieer met waar ek nou in my lewe en in my loopbaan is en rock 1 en 2 en 3 het so goed gedoen dat ek besluit dit is tyd nou vir rock 4 en 'n vriendin van my Anita het gesê luister dis om ek dink jy moet nou 'n bietjie die rockliedjies doen van al die vrouens en toe sê ek okay right Anita kom ons doen dit en toe het ek eers begin sif en begin sien as jy kyk na Patti Smith, Pat Benatar en jy kyk na Joan Jett toe het ek eers begin agterkom jy moet nogal selektief raak as jy kyk na die vroue sangers, die rocksterre se liedjies en regtig spesifiek gaan kyk, jy kry 'n one-hit wonders en dan kry jy van hulle wat 'n paar in die pipeline gehad het wat uitgestaan het. So dis vir my vreeslik lekker om bietjie al die girls se rock songs uit te grawe. En ek is baie opgewonde. Ek was by die 3de een gewees en ek sou gewerk het op die aand wat hierdie 4de een plaasvind. Ek sou moes nuus lees, maar ek het skofte uitgeruil. Nou so, is jy die nuus. Ons gaan groot gaan. Dankie Elsa. Maar daar's goeie motivering. Ek dink dit op sigself spreek boekdele. So waar kan ons kykerskaartjies in die hande kry? Kaartjies is by Seat Me. Dit is by die Fairtree Atterbury Theater. So jy kan na hulle webblad toe gaan of jy kan nou na my Facebook bladsy toe gaan wat nadine.net is en daar so die laaste paar dae en weke gaan jy net sien rockfoto's en die skakel is daarop. Maar by Seat Me kan jy nou kaartjies kry vir die 29ste Mei se rock show. En die laaste keer wat ek gekyk het, was daar nog een sitplek in die heel voorste ry oop, so net vir ingeval hulle dalk heel voor wil sit, daar is nog net een nie. Ons een sitplek in ry 1, een in ry 2, een in ry 3. So as jy een mens is daar definitief plek. Nou, ek het vroeër gesê ons deel vanoggend iets eksklusief hier by Goeiemôre Good Morning. Baie dankie vir die voorreg. Dankie vir jy is
Rooi Rose se voorblad nooi vir die Junie uitgawe, né? Ek is so opgewonde. Ek het vir Annelie gister weer gesê, hulle voorblaai, hulle artikels is ongelooflik. Dit bring werklik glans, na die rakke toe. En ek is so trots en dankbaar dat ek op hulle Junie uitgawe kan wees. Ek het vreeslik lank uitgesien na hierdie voorblad, die afgelope 9 of 10 maande al. En hulle het regtig, hulle het vir my mooi gemaak. Hulle het lank geverf. Ja, ons het dit vir my mooi gemaak. Ons het die voorblad en ek wil dit graag wys, want ek dink vir my persoonlik staan die styl ook baie uit na aanleiding van waar jy jouself op die oomblik in jou lewe bevind. Ek het nou gesê entrepreneur, jy is so besig, so suksesvol. So dit is regtig vir my, dis 'n besonderse mooi voorblad. Ek sê dit nie net nie. Baie dankie Elsa, ek moet vir jou sê, hierdie voorblad is vir my regtig iets besonders. As entrepreneur het ek die laaste 5 jaar baie hard gewerk aan Nelly Vellies, wat natuurlik leer Vellies is, handsakke, rugsakke, reissakke, beursies, en die reeks bly uitbrei. Maar dit is ook belangrik om daarna te kyk vanuit die perspektief as 'n besigheidsvrou, en waar ek as 'n sanger, 'n vreeslike sagte hart het, ek sal altyd nog 'n liedjie sing, is ek met Nelly Vellies 'n bietjie strenger op my besigheid, en waarheen wil ons gaan, en waar is die boundaries, en wat wil ons uiteindelik bereik daarmee. So, dit voel altyd vir my werklik waar, asof die vader vir my daai besigheid gegee het en gesê het, ek moet hom net manage. En dit wat ek sien, veral op golfdae, wanneer ons veilings doen met Nelly Vellies produkte, en ek sien wat se impak dit het op die dag en die fondse wat hulle ekstra kan genereer, dan voel dit vir my, daar's 'n bietjie van 'n groter doel agter die feit dat dit net 'n reissak of net 'n skoen is. En dit voel vir my asof hierdie artikel baie diep gaan wees. Mag ons al weet waaroor jy jou hart oopgemaak het? Ek dink ons almal gaan deur seisoene in ons lewe. En hierdie artikel gaan oor die seisoene waardeur ek is in my lewe, en die feit dat ek na 'n baie koue winter nou op 'n plek van lente is. So ek sien weer die bloeisels en ek voel weer die sonstrale, en dis vir my 'n baie kosbare seisoen in my lewe. Wel, ek is seker daarvan almal gaan spring om hierdie uitgawe in die hande te kry. Wanneer verskyn dit op die rakke? Op die 29ste Mei is hierdie Rooi Rose word eintlik uitgereik of op die rakke neergesit. So mense kan op die 29ste Mei hierdie tydskrif gaan koop. En dit is op dieselfde dag wat my Rock 4, Ladies of Rock is. So dis my kosbaar om op die voorblad te wees van 'n vroue tydskrif, en ook Ladies of Rock te doen ons al die vroue se rockliedjies deur die jare vier. En ek is seker daarvan daar is nog ander stunning foto's in. Hulle het vir my mooi gemaak. Ek het lank gesit, maar ek is so opgewonde. Ek het vanoggend gesê vir my ma, hoorie, so maak kan nie wag dat die boek op die rakke is nie. En hierdie is nou so 'n eksklusiewe kykie vooraf. So ek is dankbaar vir die Rooi Rose span en vir Annelie wat gesê het, "Okay, gee dit vir Good Morning, goeiemôre," en wys vir hulle hoe lyk hierdie voorblad. Dankie dat ek dit met julle mag deel. Nee, ons is dankbaar. Dit is heerlik om dit saam met jou te kan deel. Dankie. Ons het so 'n paar sekondes oor, maar dalk een ding wat volgende in die pipeline is. Ek werk op hierdie stadium aan 'n baie spesiale projek saam met my ouma. Ek is baie opgewonde daaroor. En dan is ek terug in die ateljee. Vir die eerste keer na baie jare is ek aktief besig in die ateljee. Ek neem nuwe musiek op en dis vir my opwindend, want dit voel vir my dit wat ek al hierdie stories van die seisoene van my lewe kry nou sulke lêplekkies en sulke sitplekkies, en uiteindelik kan ek nou sê, goed, hier is die volgende liedjie. So ek dink binne die volgende maand sal die liedjie op sosiale platforms wees, en ek glo ook op radio. Wel, dit was 'n voorreg om weer eens met jou te kon gesels. Ons baie belangrike persoon. Ek het besluit dis die geval. Dankie dat jy kom kuier het. Dankie dat jy al hierdie dinge met ons kom deel het. Ek het vroeër nie genoem nie, maar jy's ook vriendin, baie belangrike stukkie detail om by te voeg. En daarmee dan ook al van ons kant af, maar onthou môre weer in te skakel vir ons hoogtepunte program. Jy het na Goeiemôre Good Morning gekyk.